Môre julle almal. Ek hoop dit gaan goed vanoggend. Dis 'n lekker sonskendag, somer sonskendag wat die Here vir ons gegee het. Dankie vir 'n nuwe dag. Ek hoop julle almal het 'n rustige aand gehad, en lekker goed uitgerus. Ek wil net vir julle vanoggend 'n stuk deel uit 2 Korintiërs 6 vanaf vers 14 tot 18. Vers 14 sê vir ons: Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap met die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap hierdie lig met die duisternis. Kyk, ons as gelowiges, ons kan nie nog meng saam met mense en dinge wat ongelowiges is nie. Dit is good and evil. Good and evil kan nie aan dieselfde tafel sit nie. So hoekom wil ons nog aan dieselfde tafel sit as ongeregtigheid en ongelowiges? Dit is soos water en olie. Water en olie kan nie meng nie, so ons kan nie meng saam met ongelowige mense nie. Vers 15 sê vir ons: En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Ek hoop ek sê daai naam reg. Of watter aandeel het die gelowiges met die ongelowige? En Belial het ek gesien in die ESV version. Dit beteken hooflessness. Jy weet, dit is hoofless, dit is nutteloos. In vers 16 lees ons: Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Kyk, ons dien 'n drie-enige God. Dit is God die Vader, die Seun, Jesus Christus, en die Heilige Gees. So die Heilige Gees woon in ons. So, God is met ons. Elke oomblik is God met ons. Daar is niks wat ons kan wegsteek of van hom weerhou nie, want God weet alles. Hy is met ons elke oomblik van ons lewens. In vers 17 lees ons verder: Dan gaan onder hulle uit, en sonder julle af spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. In vers 18: En ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Kyk, daar sê die Here dit self vir ons. Hy sal vir ons 'n Vader wees, en ons sal vir hom kinders wees. Ons sal vir hom seuns wees, ons sal vir hom dogters wees. Kyk, as ons aardse Vader, ons pa gevra het vir iets, en ons pa kan dit vir ons doen, of ons pa kan dit vir ons gee, dan het hy dit gedoen. Maar hoeveel meer sal ons hemelse Vader nie vir ons gee en vir ons doen nie? Al wat ons moet doen is, ons moet 'n verhouding, ons moet 'n one-on-one verhouding met ons Here hê, met ons Vader hê. En hoe doen 'n mens dit? Ons kan begin om die Bybel te studeer, lees, bestudeer, ken die Vader meer, om meer te leer, om 'n nader verhouding met ons Here te hê. Dit is waarna ons moet strewe, om elke dag meer en meer nader aan ons Here Jesus Christus te kan lewe. En dan in 2 Korintiërs 7 vers 1, daar lees ons, en dit sê vir ons: Terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons 'n heiligmaking in vrees van God volbring. Laat ons 'n vrees hê vir ons Vader. Kyk, as ons aardse Vader vir ons gesê het: Nee, jy mag dit nie doen, jy moet dit nie doen nie, en dan het ons dit nie gedoen nie. Maar daar is soveel dinge wat die Here vir ons sê in die woord: Moet dit nie doen nie, los dit, vermy dit. Maar tog, wat doen ons? Ons doen dit. Ons moet begin die Here respekteer, ons moet die woord respekteer, ons moet doen wat hy sê. Ons moet daai vreeslike verhouding moet ons met ons Here hê. Laat ons dinge los, laat ons wat ons onrein maak, laat ons dit los, geestelik onrein maak en vleeslik besoedel. Ons moet sulke dinge los, laat staan dit, en laat ons Here volg. Ek hoop hierdie woord het daarom vanoggend vir julle ietsie beteken. Mag julle geseënd wees met 'n liefdevolle Jesus vreugde liefde dag verder. In Jesus naam, dankie julle.